Valdam het in Desember 2024 'n laagste vlak bereik van bykans 22%. Teen die 10de Januarie het dit begin styg na goeie reëns en ten tye van ons besoek by Van Driels was dit reeds op 32%. Van Driels Hengel is geleë naby Wal Marina, reg langs VCI. Hier het die oor 12 pragtige toegeruste houthuisies, elkeen met sy eie waterfront. Vandag kuier ons by Van Driels en die junior kampioene wys hulle staal. Nadat al die stokke en katrolle gereed gemaak is, word die regte afstande uitgemeet en die eerste gooie word gemaak. Ouen begin met sy befaamde 6-voeter en maak sommer gou-gou vas met die eerste blinklyf. Eerste visie vir die dag. Nou nie die grootste nie, maar dis iets so ons is bly. Sy. Met 'n wurm met 'n vampire voor en 'n SY float van Simplicity met spyker en chop op die bot. Niere gegooi het so halfuur gelê. Nou, dis 'n bal binne aan. Ja, ek weet nie. Hy het nou net al gebreek. Hy kom nou op, so ek dink is dalk 'n karpie of ietsie. Daar's 'n bal. Grootste van die babers nie, maar soos bly ons het 'n netjie gekry. Al mooi gevat also. Wat 'n voorreg is dit om saam met die SA Junior kampioene te kom hengel. Ons is hier by Van Driels by die Valdam en hier agter my en daardie kant hengel die 2 beste junior hengelaars in Suid-Afrika op hierdie stadium. 2024 se president en premier A afdeling se Victor Ledarms. Nou ja, ons gaan vandag kyk wat kan ons by die jong manne leer. Weer aan nog 'n groot en ding, maar dieselfde een as die vorige een. Sy. Maddie en 'n gilletjie. Ons nou double up gewees. Vir dit enige tyd. Net jammer is 'n geeltjie gewees saam met die Maddie.
Het lyk of die matties nou inkom. So ja. Hy gaan ongelukkig nie saai maak nie, so hy moet maar terug gaan. Okay. Ja, dat nou inbeweeg op die 65 mee. So. Na beter visie, ek het hom 5 meter dieper gemaak, het hom agter baie kolte vis. Dus kyk maar nou. Dis klein Maddie, het lyk of hy nou probeer stadig maar seker in daai kool kom. Dis maar net deur hulle werk en dan agter 'n mooi grootte. Ja, hy was op die SY float gewees van Publicity ondersteun. Dis nou 'n bietjie vis het bietjie stil gegaan. Een stok maar bietjie dieper geskuif na 65 toe. Hierdie visse gesien daar breek. Nou aan hy 4 minute gelê, so ek dink dit was 'n goeie move gewees. Ons gaan kry gedien. Oomlik is 'n keer net gehad. Ek het 'n gevoel, maar hy lyk nou baie mooi. Hy is 'n baie mooi karp. Goeie skuif gemaak daarso. Nou 'n mooi kaapie gekry. Goeie skuif gemaak na die 65 toe. Ek het hom net op 'n plain geel bloekom fluitie en dan 'n hele activator DG agter hom gesit. En dit lyk my dit werk. Ja, sy. So net gou vir julle wys hoe lyk hy. Kom wat ek nou mee, hy mooi kaap opgekry het. Dis net plain bloekom fluities. DG sukkel nou. Niks fancy net. Klein DG agter hom. Klein DG agter hom. Sy en dan 'n bietjie petition en FX opgesit. Net so klein. Niks feels nie. Net so 'n bietjie meng daarso. Okay, en dat was dit. Ons stuur gedene in.
So hierdie is die strop wat ek gebruik vandag hierby. Ek kan nie oor sy name reg nie. Maar is 'n Kariba met 'n wynpertjie voor hom op die boonste hoek en 'n SY float op die onderste hoek. En dan op die bol flat ek dit met spyker en spuit chop daaroor. Weer nog 'n mooi kopie, weer op daai 65. En dan sê die vis meer aktief met daardie water. So ek dink die tempo gaan nou optel. Ons is by Van Driels. Van Driels is 'n baie interessante plek. Baie mooi plek, geweldige mooi skoon oewer. Hulle het 'n pragtige klomp huisies daarbo waar die hengelaars kan bly vir oor naweke en so voort. Maar wat dit baie interessant maak, Van Driels is in 'n sloep. Daar loop hy aan ene van hom weer. die ene wat hy nou bietjie dieper gegooi. Van Driels het so sloepie en dan gaan die water om die punt. En of dit nou die damvlak laag was, soos hy 23.4 of wat ook al hy was, 'n week of wat terug, het hy nog steeds water. Hy's nog steeds genoeg water, al wat gebeur, hy gaan net al hoe nader. En hy's net reg oor kan die groot eiland. So, die Vaalriviersisteem kom hier in, so is 'n baie lekker plek om te hengel. Nou, ons het vandag besluit om in hierdie sloep te hengel, hier waar die boot te lê. En hier is dit 'n harde klei bodem, met so laagie, sanderige, modderige sluk bo-op. So, die vis kom baie mooi in hierdie area. En ons sit in hierdie sloep. En so, dis nou vir my baie interessant om te sien wat die twee manne besluit, hoe ver hulle hengel, wat hulle doen. Hulle het nou al klaar begin om hierdie afstande dingetjie uit te sorteer. So ons gaan hulle mooi dophou vandag en kyk presies hoe hulle hierdie ding uitsorteer. Hy het nou weer 'n byt op al twee stokke. So hy het nou eers presies dieselfde as MJ. Nou dis wat van hierdie ouens sulke goeie hengelaars maak. Die oomblik as hulle 'n byt het, spring hulle nie op en kap hom, bring hom in nie. Hy maak eers seker hy's reg, hy het 'n strop gereed of as die ander stok uit is, hy's weer gegooi en hy los hom. En baie keer soos MJ ook gedoen het nou, dan vang hulle so nou en dan 'n double. So kom ons kyk, wat maak hy nou? MJ Mostert het by die premier afdeling A-spanne was hy die Victor Ledoromite ook en luister na hierdie stukkie statistiek. Hy het ook die medalje gevat vir die meeste vis. Hoeveel? 401. Is dit reg? Ja, so. Wel, baie welkom hier by ons by Full Anglers vandag. Ja, dankie. En iets wat baie interessant is, hierdie stok van hom het nou klaar geloop, maar hy's besig om sy strop te laai, so hy het nie alles gelos en dadelik die vis gevat nie. Hy weet die vis is aan, en is een van die dinge wat ek dink, en ons gaan nou 'n bietjie met hulle gesels oor presies wat het die verskil gemaak. Maar tipies iets soos hierdie, dink ek het 'n groot verskil gemaak. Kom ons kyk gou hier. Ons kyk gou wat laai. Nou, hier by Van Driels, Vaaldam, hengel hy seker 'n bietjie anders. Ons sal nou met hom praat oor wat het hulle gedoen by die Vaaldam. Ag, by die sloep, by Bloemhof. Maar hier hengel hy wurmpies met 'n floutie en op die ander hoek net 'n floutie. Kom ons gaan kyk wat vang hy. Weer eens kan julle nou sien
Hy was al binne gewees, hy het 'n vis gevang, daai stok het geloop. Hy het nie uitgekom, gehardloop en hom gekap nie. Hy het eers sy ander stok weer gegooi, ingekry, nou tel hy hierdie stok op. En daar's hy, die vis is aan. Nou hier is ons by 2024 se president A afdeling kampioen, Owen Besuidenhout. Hy het natuurlik die Victor Ledorm gevat by die SA's en ook die meeste vis en ook die grootste sak. Hoe swaar was hy sak, Owen? Ja, jong, kom maar hier so 'n bietjie vas. So rukkie terug. Rukkie terug. Jy's mos nou nog jonk, jong. Ja, maar Ek kan mos onthou. Dit was 'n mooi sak. Dit was 'n mooi sak geweest. Maar kyk op Full Anglers in die Januarie uitgawe van die Oeverengelaar, daar's al die resultate. Jy sal sien hoeveel vis het hulle gevang by daai SA's. Nou Owen hulle het by Verlaten Kraal gehengel. En daar moes hulle bietjie verder hengel. Hy sê vir my daai 115 was die golden afstand geweest. Vis is 'n vis, 10 punte is 10 punte, né? ja, bietjie groter as wat ek verwag het. Ja, maar ek sien hy's dubbel gehak. Dubbel gehad, ja. Dis 'n karp. 'n Karp. En hy's meer as 150. Yes. So hy's beslis 10 punte werd. So in die kompeterende omgewing moet 'n visie 150 gram wees. 'n kleintjie daar. So daar's hy. En in die Promanias moet hy 180 mm wees, want dan is hy ongeveer 150, maar dit is net baie makliker om te meet. Owen, sê gou vir my, jy het nou in die begin het jy so bietjie gesukkel, visies teruggegooi. Ja. Hulle wou nie lekker aan nie. Toe maak jy 'n verandering. Wat het gebeur? Hoe het jy begin en waar's jy nou? So, Want jy het nou die laaste twee, albei buite het jy mooi gekry. Yes, ek het vroeg die vis was aktief vroeg voor, toe gooi ek so 45. Toe bring dit net geeles uit. Toe sê ek nee, ek gaan nou nie heeldag geeles vang nie. Toe gaan soek ek bietjie agter. Toe kry ek 'n nice cool daar op 65 wat vir my 'n mooi karp nou gebring het en dan nou die kleintjie in 'n muddy. Okay, maar jy het ook 'n paar gegooi daar wat jy gemis het. Ja. Toe het jy 'n stropverandering aangebring. Wat het jy gedoen? Ek het kleiner roekies en 'n swaarder gewiggie soos dit oom voorgestel het. Ja. En So van die 2 met die 1,5 het jy gegaan na 1 en 'n 2. gewiggie, ja. Ja, een nommer 1 hoekie en 'n 2 M2 gewiggie. En ek het nou ook gesien albei van hulle het eers teruggegooi en elke keer was hy aangewees met die swaarder gewig. Well done. Kom, vang vir ons 'n bees. Hy stok het nie lank gelê nie. Hoe lank was hy? Dis een wat jy laaste gegooi het. Ja, ek dink dit so 2 minute gelê. 2 minute. En nou die afstand verander, net daai ander lyn. Jou as is dieselfde, né? Alles is presies dieselfde. Al twee stukke. Afgesit. Some you win, some you lose. Mooi gekite hierdie kant toe. Wat baie keer gebeur. En veral as jy net 'n floutie hengel. Hy kom nie in die mond nie, maar hier in die kant van die kop of iewerster in die lyf, omdat die floutie nou daar rond gaan. Nou wat Owen gedoen het, op die een hoekie het hy nee, ek dink om inteendeel op al twee hoekies nou het hy 'n deegie by net om hy hoekie af te sit dat die vis hom moet insuig, dat hy nie hier bo in die water rond bobben nie.
Wat se vis vang jy op die oomblik, hè? Maddies oom. Alles Maries. Yes oom. Elke nou en dan is daar gele, maar meerderheid van hulle is maddies. En kry enige graskarpe tussenin? Nee oom. Net die 2 floats. Ja oom, net die 2 geel floats en dan skoonbal. En jou afstande op die oomblik? Oom, dis 'n 65 en die ander stok het ek net op 'n afstand ingeklip, oom. Ek is nie seker wat hy op is nie. Hy lyk vir my so hierso by 45, miskien 50 of iets. Hoekom het jy op daai 65 afstand besluit vir vandag? Oom, dis baie geel vis hier oom. En dit word nie te vinnig diep. So die 65's maar gemaklike afstand gewoonlik gooi. Dit soos die style is oom. So maar wat gewoonlik my maddies kry is op die 65. Het jy 'n idee van min of meer hoe diep is dit in daai area waar jy hengel of? Oom, wat sal sekerlik tussen 1 en 2 meter diep wees. Okay. Is nie baie diep nie. Is daai 1 tot 2 meter diepte vir jou belangrik vir maddies? Ja. Hou jy van daai? Ja, oom, my maddies soek nie te diep water nie, maar hy soek nie vlak water nie. Daar by Bloemhof en die sloep oom het ek selfs 'n diepte water, ek het my maddies daar gekry, so. Hey, 'n paar nou lekker vis aan. Al môre net daar met 'n mooi vis aan. Okay, en ja, ek het gesien jy het gedip vanoggend en jy het 'n paar verskillende goeders gedoen. Wat het jy gedoen vanoggend en hoekom het jy verander? Oom, vanoggend was daar baie geel vis gewees. En ek het hierdie probeer oom, maar het nie gewit is. Die geel vis het die geel harde flits te vinnig opgetap. So ek het 'n wurm met 'n vampire voorop gesit en 'n Bluecom SY van Simplicity onder gesit. Dan het ek spyker en chop op die bol gesit. Maar ons geloof in spyker en chop. En dit het goed gewerk. Jy het 'n paar mooi visse gevang. Yes. Het jy 'n byt aan? Yes. Nou sê jy dat ek nou net nie my oor geklap kry so nie. Ek sien jy hengel ook 'n bietjie 'n groter hoekie. Al is dit klein visies. Ja, maar sy size 2. Daai ietsie. Die vis is nou af. Emie is in 'n baie lekker ritme. Hy so aan die gang die hele tyd. Hy niks jaag hom nie, hy hardloop nie op en af nie. Hy maak seker uit 'n bol gereed, dan vat hy die stok wat klaar gebyt het. Hy het dit nou al gebyt terwyl hy gegooi het. So hy moet hom 'n hele entjie sien hy het 'n hele ent gekatrol voordat hy gevoel het die vis is aan. Nou stap hy rustig vorentoe by die tyd wat sy vis by hom is, dan sy by sy kiepnet. So hy time hom so dat hy gelyktydig daar aankom, hy en die vis. Hierdie ene byt nou al klaar weer. So nou is nou een van die geelvisse wat Emie van gepraat het. Hy sê so elke nou en dan is daar 'n geelvis. Emie, is die geelvisse oorwegend op die naderkol of yes. Hierdie ding is stokstyf. Alsy, al kan ek so lank die vis speel hier op hierdie lyn. Hey, kom by ons verby. So daar is nou 'n geelvis. So sê my Emie, die geelvisse is hulle oorwegend nader aan op die naderkol? Ja, maar as ek die kol bietjie misgooi aan die nabykant, dan kry ek gewoonlik 'n geelvis byt. Okay. So daai is belangrik. Jy sal hierdie ene gou met katrol. Ek het hom nou 'n ent ingebring. Daai wat hy nou gesê het is baie belangrik en ek het so ruk terug gee so lekker loop hierdie ding nou in my hand. Ek speel hom hier met die lyn. Ek het 'n ruk terug 'n artikel geskryf van ek dink 6 of 10 wenke hoe om nie geelvis te vang nie. En een van die wenke is, okay, daar sê een van die wenke was om vir jou genoeg maddies te recruit. So as jou kol tight genoeg is en daar's genoeg maddies, dan jaag hulle die geelvis weg. So hoe tighter jy kan hengel en hoe nader aan mekaar jy elke keer kan gooi, hoe meer maddies is daar. En dan is die geelvisse nie daar nie. Het jy dit ook al agtergekom? Ja. As jou kol tight is en daar's baie maddies, dan is die geelvis weg. Ja, ek dink maar die maddies, hulle jaag die geelvis amper weg uit jou kol uit. Hulle jaag hulle weg. Ja, kyk, dis 'n mooi vis. Mooi karpie. Jo, sommer 'n ghostie ook. Ek wil gou vir ons kykers wys wat is 'n ghost karp of 'n spookkarp.
Julle sien hierdie daai witterige geel en jy kan ook sien sy kop, hy het so half en half 'n deurskynende, ek gaan sommer die hoekie uithaal. Hy het so half 'n deurskynende skal. Jy sien so asof jy so deur hom sien. Hy is so 'n bietjie deurskynend en so snaakse kleur en dan sy skubbe het daai silwer randjies om. Hy het so skynsel. Nou dit staan bekend, is nog steeds 'n gewone karp, maar dit staan bekend as 'n ghost carp. Is net 'n strein. In die kooi wêreld praat hulle spesifiek. Hulle teel daai strein dat hy daai spookkarp ghost tipe effek het. Verskriklik mooi en hy lyk verskriklik mooi as dit op 'n spieelkarp is. En hulle praat ook hulle praat van koois van 'n Duitse. En daar het hy nou een stok nie in nie, of nie een stok in nie. Kom ons hou hom 'n bietjie dop van hier af. Kom ons kyk gou na sy effektiwiteit. Hy stok wat hy nou gehad het. Is dit nie die stok nie, hy knyp hom net so onder sy ken vas. Maar nou kyk gou die stroppie aan. Kyk hoe gemaklik. En hy gooi hom presies ver genoeg dat al hou hy die stok voor hom, dat hy net tap voordat hy val. Hy kom nie terug nie. Interessante styl. So nou is hy 'n bietjie agter. Nou gaan hy eers sy stroppie weer gereed kry. Net 2 flouties. Dan vang hy 'n karpie, dan vang hy maar hier en daar 'n geelvis tussenin en hy het ook baie duidelik gesê die oomblik as hy van die kol afgooi of te naby gooi. En dis daar waar daar nie genoeg ander vis is nie. Die oomblik as daar min ander vis is, dan is die geelvisse daar. Hulle roam, hulle jag bietjie, hulle swem rond, daar gaan die ander stok klaar. Sien julle vinnig is hy, daai ding het nie 30 sekondes gelê nie. As hy aan. Nou gaan hy eers daai stok gooi. Hy worry nie oor die een wat nou byt nie. Kry eers hierdie ene gereed, ander stok byt al. Omdat hy weet dit is nie baie groot vis nie. Is hy okay, so elke nou en dan misgis hy hom en spring die stok van die mik af. Met die 10 pond lyn wat ons mee hengel, is dit so 'n bietjie meer forgiving. Hy sit ook eers sy polisman aan voordat hy die ander stok vat. Sien, hy tel nog steeds nie daai stok op nie, hy kry eers sy stroppe gereed. Nou, eers sy 2 flouties. Hy daar op sy plaat sien sommer al 2 stroppe. Ook 4 flouties. Jy hoor nie oor hy en wat byt nie. Ek kry eers 2 stroppe gereed. Die kans is altyd daar dat 'n tweede visie die ander hoekie kan optel terwyl jy met hom rondswem. En die visie swem nog lekker rond met die strop in sy mond. Soek 'n maatjie. Hy is rustig, hy laat hom nie aanjaag nie, hy hardloop nie rond en gaan te keer. En nou hy het meer as 400 vis gevang in die 3 dae by Bloemhof, en soortgelyke afstand as hierdie hengel. Dalk 'n bietjie nader, dalk daai 30 en 45 sien, daar is hy gereed. Nou tel hy hom op. Stap rustig in. En wat is die rede dat jy eers jou stroppies reg gekry het voordat jy daai ene opgetel het? Is jy nie bang jy verloor die vis nie? Nee oom, Maries en karpies hulle hak maar die meerderheid van hulle tyd, hulle self. Elke nou en dan verloor jy
enetjie wat nie homself gehak het nie, maar ag, joffes. Mens kry ook baie van die tyd double ups as 'n mens hom langer los. Daar's meer tyd vir tweede vis om te eet. So dis maar plus dan jaag jy jouself ook nie. Alles is net rustig. Ritme, hoe belangrik is dit vir jou om in 'n ritme te wees? Ja, redelik belangrik want as mens nie in 'n ritme is, dan doen mens goed verkeerd. En jaag 'n mens goed. En sodra mens dit goed, dan gaan jou kol baie keer van die tyd dood. En dan gaan dit nou visse na die volgende ou langs jou se kol toe. En dan het jy 'n groot moeilikheid om jou kol weer in die gang te kry. Hy sê daai ritme, daai gereelde gooi, maak dat die vis op die kol bly. So die hele tyd met daai bolletjie val. Hy sê iets wat hy ook sê wat belangrik is dat as jy goed te vinnig probeer doen, dan maak jy foute. Minder foute wat jy maak, meer effektief is jy. En hoe mooi gooi hy om my daai ding nou perfek getimed. Nou, die twee verskillende afstande hengel hy met twee verskillende stoppe. En elke keer is sy, kom ons noem maar die krag en die tipe gooi wat hy gooi is elke keer presies dieselfde. Hy gooi net so hard met die klein stokkie vir die 45 as wat hy gooi met die 10 voet vir die 65. So sy aksie is heeltyd dieselfde en al wat hy verander het is die stok. So hy is heeltemal ingeoefen om elke keer presies dieselfde te gooi. So dis die een fout waarmee hy hengel en daar het hy nou weer 'n byt en dan sy weer aan. En dit is wat daai vir julle wys, daai ritme, kry die goed reg, gooi in. En hy het dit nou so toe die oomblik toe die vis aan die gang is. Toe gaan hy oor na net die twee flouties. Hy het begin met 'n floutie en 'n wurmpie en 'n deegie en al die goedjies met 'n bietjie dips totdat die vis al was. Dan gaan hy skoon, twee skoon harde geel flouties en that's it. Eenvoudig. Emie, jy is ook 'n simplicity ambassadeur. Maar dis nou die brand, maar wat van die gedagte van simplicity of die beginsel van eenvoud? Hoe belangrik is eenvoud vir jou en hoe hard werk jy om eenvoudig te hengel en te doen? Wel, ek wil reg nou vang ek met twee geel harde floats, plain en 'n skoon bol. Dis maar net, jy kan 'n vinnige ritme kry, en dit speel nie met jou kop. Wanneer jy vis ophou byt, dan begin jy dink, nee, ek moet daai gooi, As jy so 'n groot kas het met baie dips agter. Ons het hierdie klein battle boksies en hulle het nie veel dips in nie, Nee, hierdie goed wat werk. As jy nie 'n vis op hierdie dips kan vang nie, as my pa sê, gaan jy nie 'n vis kan vang. So min as moontlik. Ja. Ek sien jy het 'n lekker groot bottel daar met 'n lekker wit poeier. Ek sien jy gooi die rook uit die bol uit. Wat het jy daarin? Dis custard, Net skoon custardpoeier. Yes, ek gooi net dit want paar keer dan gaan jou kol bietjie dood. Dis maar net om die kol te skok, Dan kom die vis terug, terwyl die kol weer bietjie skok. Besluit jy op 'n stadium wanneer jy dit doen of doen jy dit elke nou en dan? Wanneer die vis begin stiller raak, dan doen ek dit, So jy het nou drie geelvisse na mekaar gevang. So ja. Is daar nou iets wat jy moet verander of wat sal jy nou doen om weer die karpies en die murries in die gang te kry? Ek glo maar net, daai 3 geelvisse is nou verbygeswem gekom. Hulle het hulle opgetel. Maar is nou lank gewees dat ek nie geelvis kry nie. So, as ek nog 1 of 2 geelvis kry, dan sal ek iets doen, maar vir nou is jy okay met wat ja. Sien, daar loop die ander stok weer. Jy 'n ander baie spesiale vraag vra. Hoekom maak jy jou voer in 'n pot aan? Nee, ek weet nie ook. Dit moet vir my pa vra. Ek wil net vra dat jy 'n gasstoof ook hier, of kook jy dit ook? Nee. Net die mielierys. Het jy mielierys in die begin gegooi of deur die loop van die dag? Nee, ons nie vandag nie. Ons het nie gekook voor die tyd nie, maar by Bloemhof, spesifiek met die Essas, het ek elke oggend in my voer mieliegrys gesit. So en daar weet ek het definitief 'n verskil gemaak.
Want jy het vis so baie ingeswem. En daar zijn we weer terug op die karpies. Het nou net dood eenvoudig deur die geelvis gegaan. Well, that's it vir nou. Ja, ons gaan 'n bietjie later weer terugkom na hom toe en kyk of hy enigiets kan verander. Nou, en sê spesifiek hier, hy speel hom baie saggies, want hy het nou kleiner hoekies toe gegaan na die nommer 1, maar die vis blyk redelik maklik af te klim. So hy speel hom baie rustig. Let ook op die afstand van sy stok se punt na die strop toe. Hy maak seker dat hy presies die regte lengte is voordat hy hom skep. Dan stap hy in die vis in. Nie 'n slegte karpie nie. Ek hom daar op die oorgeskuif van 'n onderhoekie na 'n wurmpie toe. Met 'n vampire fluit het nou op hom opgetel. Maar kyk vir veranderinge om bietjie die yes. 'n bietjie daai groter karpies uit te kry. Jy moet maar chop and change sodat jy 'n mooi plan kan kry. Ek dink daai wurmpies, daai karibas het nou 'n goeie werk gedoen. So die belangrike deel wat ou nou vir ons sê is verander. Hy het verander van die floutie deegie na 'n wurmpie met 'n floutie. En die oomblik toe hy die wurmpie begin bysit, toe tel hy ewe skielik groter karpies op. So die voete dink die hele tyd. Well done, Owen. Dankie. En jy het nou lekker aan die gang gespring hierso vanoggend. Jy het 'n groot karper wat gevang hierso. Toe dit so 'n bietjie verander, vertel ons praat ons gou deur die oggend en jou leerervaring en jou besluite tot nou toe, so 3-4 ure in. Ja, so ek het in die oggend het ek die water redelik dopgehou om te kyk vir beweging en aktiwiteit. Toe sien ek daar's redelik beweging voor in die water. Toe haal ek 'n kortstokkie uit gom op 35. 'n Paar muddies en 'n paar geeles, maar die geeles het my 'n bietjie afgejaag van daai kol af. En toe skuif ek. Is daai klein stokkie van jou? Ja, daai klein 6-voetertjie wat ek al. Daai ene wat jy 12 kg baber mee gevang het by die rivier. Presies hy. Hoe groot op 'n klein stokkie. Ja. Die baber is amper so lank soos die stokkie. Stokkie is al bietjie kleiner. Okay, ja, en toe? Toe gooi ek 'n 65 en ek het bietjie om my dop gehou en ek het gekyk wat Emmy doen en ek sien hy was in die vis gewees. Toe skat ek hom so 65 en toe ek so gelyk gooi, toe sien ek selfe lyn, toe ek sharp, happy daar. Toe begin hy tempo op dat hoe vinniger en ek het toe daar by 65 het ek 'n mooi kaap uitgebring, so amper so 3-4 kg kaapie. Toe raak dit stil. Toe maar ek het eers eintlik baie vis verloor. Toe skuif ek oor na 'n size 1 Daiichi 2 en 'n Not 2 gewiggetjie. Okay, kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hier is die ander een wat jy in die begin mee gehengel het, nê? Nee? Ja. Okay, so 'n bietjie daar gekook. Ja, toe, is reg. Haal hom hier uit. Okay, so jy het begin aanvanklik met 'n groter hoek, nommer 2 hoek. Ek gaan net vir ons kykers wys hierso. So jy het begin hiermee 'n nommer 1.5, 'n M1.5 met 'n nommer 2 hoek. Yes man. Toe is dit asof die vis nie commit nie en jy verloor hulle en hulle is nie aan as ek hulle inbring nie, en hy val terug soos daai ene nou, hy val terug maar hy's nie aan nie. Yes. Toe gaan jy oor na nommer 2 toe met om 'n beter set te hê en 'n nommer 1. Ja, ek het bietjie fyner probeer gaan met die een van soos daai het nou teruggeval. Okay, yes. So kom ons tel hom op en kyk nou of hy aan is. Nog 'n bietjie kyk, hy sit nog so 'n bietjie. Hy is nog nie convinced dat hy gedrop het en sy aan nie. Nee, ek het by Bloemhof geleer. As hulle so terugkom en hulle kom maklik af. Ja. Ek is maar heel rustig met hom en wag. Okay, so kom ons gaan nou 'n bietjie verder.
Dis nou jou verandering en toe vandat jy dit gedoen het, toe's die hoekset beter en Baie as hy hom beter, drop ja. dan sit die vis en so aan. Hierso. Kom ons praat wat het jy gedoen, waarna het jy verander en hoe lyk jou aanbieding nou? So ek het net 'n plain geel. Maak vir ons 'n stroppie op. Ek gaan dit nou net die hoekassies opsit. So ek het nou net 'n plain geel bloekomfluit wat ek so skienhoek. Ja. Omdat dit Dan sit hy so op die size 1 is. reg. Ek wil nou nie daai nie vol hê nie. Dan vat ek net so 'n hele activator teegie, so garlic TCP teegie. En dan sit ek hom lekker lank en fyn. so 'n sentimeter lank. Ja, omtrent so sentimeter, so 'n bietjie oor die sentimeter. Dan op die onderste hoek. Kyk hoe oulik is hierdie. Hy hou hom uit die pad uit, hy haak hom maar oor. Hy haak sy hoekie elke keer in die loopie. Net dat hy uit die pad uit is, dat hy nie omplaas hy bol opmaak. Ja, daai vis is aan. Maar ek kan maar nou van nou wag. Onderste hoek het ek net 'n karibaitjie gevat. Sommer net so opgeryg. Ek is so 'n zigzag om nie, hy ry hom mooi op. Ja, ek ryg hom mooi. En van die min ouens wat dit reg kry sonder 'n wurmnaald. Daar's dit. Trek ek hom net nog bietjie. Okay, laat hy heeltemal op met die lyn en op met die steeltjies. Dan vat ek hom net nog 'n keer met hom daai punt. Hy ry hom op met die lyn en hang maar 'n puntjie oop. Vat hy daai puntjie en haak hy hom net weer deur. Dan sê net bietjie. Okay, nou weet jy hy's bo op, hy's hang nie daaronder nie. Ja, as ek weet daar's net 'n klein stukkie wat hang, net vir 'n bietjie beweging. En dan vat ek net ek soek nie 'n te groot vampire fluit nie. So ek soek 'n bietjie van 'n kleiner enetjie uit. En dan moet net daar net bietjie buoyancy gee. En dan skien ek hom ook mooi. Aha, breek en Maar is okay, hy gaan nou sien. ja, maar as hy dit gedoen het dan 'n klein deegietjie Aan die agterkant, net laat hy nie net opskuif. agter laat hy nou nie opskuif nie. En dan ja, dan sal hy so ietsiekie lyk. As die wurmpie nou gebreek het en so klein deegietjie. En dan dis dit wat ek sover vir vandag vir my baie vis uitgebring het. Okay, sit die bol op. Ek wil gou vir ons kykers ietsie wys. Iets wat interessant is. Nou wat julle moet dophou is die vorm van die bol as hy hom opgesit het. Lyk asof hy met 'n mold opgesit het. Daai bol lyk elke keer presies dieselfde. En hy uit daai aerodinamiese vorm. Julle gaan nou sien hoe lyk dit. Ek wil nou nie Dit is wat 'n SA kampioen maak. omdat ek nou so naby hengel, wil ek nou nie 'n te groot bom opsit nie. Ek wil nou nie 'n groot splash maak nie. Daar's klaar genoeg voer in die water met die grys wat in die voer is. So dan maak ek net so so 'n mooi bommetjie daarso. En dan draai hy mooi en dan Kyk na hierdie. Kyk hoe mooi gebalanseerd is hy. En kyk sy vorm. ja, dit help hom om Hy mooi te wobble vlieg nie en- niks. Ja. Okay. Goed, so ek gaan gou vir julle hierdie presentation wys, al twee. Dis hierdie twee hoekies lyk. Okay, dan gooi jy een of ander doepa op. Vertel ons gou van die doepaatjie wat jy opsit. Ek gooi 'n kalmeerspray in 'n soep 2. Soep 2 is net 'n perby en dan kalmeerspray so garlic TCP almond mengsel van en by. Nie dat dit my sal kalmeer nie. Nee, yes, dit kalmeer ook nie die visse nie, dit lok hulle. So ja. Maak hulle opgewek. Okay, gooi jou doepa en dan kyk ons of daai vis aangebly het in al hierdie tyd. Ek sit net sien nodig vir baie konsentrasie. So ek sit net so 'n paar druppeltjies een kant en aan die ander kant net so mooi. Okay, die groot vraag is watter een moet links kom en watter een moet regs kom. Ag, dit maak nie saak nie. Solank hy nie aan die fluitie raak nie. Ek soek nou nie dip op die fluitie nie, want die fluitie het 'n spesifieke reuk. Okay, so jy wil hê die floutie moet
skoon bly. Ja, die Ek weet hy's floatie. nie skoon, ek weet dit is 'n gumtree float. Yes. Okay, kom ons kyk of hy nou per ongeluk aangebly het in al hierdie tyd wat ons staan en ons gespraat het. Nee, ek voel nou nie so nie. Ek het nie so gedink nie. Ja. Die feit dat die oomblik toe jy die vleisasie inbring, dit het nogal 'n verskil gemaak. Dit is Ja, dit asof het die vir vis my- bietjie groter was. Ja, dit het vir my dadelik 'n groter karpie uitgebring en nog 'n nice skaap. Wat bietjie anderste is as die muddies en die gilletjies wat gewoonlik uitkom. So Ja, nee, jy kan sommer sien hy daai wurm hard geëet. En dit is op die 65 meter en hierdie. hierso. Ja, is dit die stok waarop jy die beste resultaat kry? Ja, dis sover die beste een. Sover, ja. En die leerpunt vir my is hy het gesê, hy het gekyk waar die vis draai en hy het gesien in daai area. Hy het gesien ME vang die vis op baie. Hy het hom getime, het saam met hom gegooi en seker gemaak hy's in die lyn. So daai is business intelligence by die hengel. Hierso. Kyk hoe mense gaan daar op die koel kan mooi neersit. Sê, op die manie. OK, en nou gaan ons kyk hoe lank vat dit vir hom om 'n vis te vang. Kom ons hoor wat sê ouen. OK, gee ons jou prediction. Hoe lank gaan hy lê? So 4 minute. OK, hy sê 4 minute. Ons gaan hierdie dop hou en kyk wanneer hy byt. OK, daar sê hy het dit totaal en al oorskat. Hy het nou al 'n rukkie aan en hy's nou op 2:30. So hy was so 2:10 gewees toe daai ene opgetel het. En dis 'n mooi vis. Ja. Ek skat hom as op die wurm. Dit voel nou nie soos 'n Voel nie soos 'n karp nie, voel of hy bietjie sy bietjie swaarder is. Ja. OK, wel, kom ons gaan kyk. Wat is daar voor? Well done. Goeie tempo. Kyk, 'n mens kan nie kla met 'n 2 minute tempo nie. Dis glad nie so sleg nie, maar kom ons stap in, ons gaan kyk. Dis nou wat lekker is. Ouens besig met 'n groot vis daar. Ander stok loop. Iemand moet hom optel. Kan hom nou nie net so los nie. En nou trek hom in die water en dan. Mooi vis daai ouen. Ja, dit voel so oom. So Een van daai bietjie groot graskarpe of die groot behavers. Was ek ek sal nou nie klaar om so ietsie te kan. Nee, oom is heel veilig daarso. ja, ek weet, maar ek het nie meer 'n vis aan nie. Sagte eentjies. Net nie dit nie. Is hy ingehaak hierin? Ja. Ja, hy's op ek het hom op 105. Ek het gekyk vir 'n bietjie groter vis. 105. Hierso. Kyk, gaan kyk of ek hom tot daar kan gooi. Gaan probeer. Nou ouen het 'n mooi vis aan en hy het begin swem, toe hy gaan vashak. En hy's nie heeltemal seker of dit agter 'n walletjie is en of daar 'n of ander struktuur is nie. So hy gee hom so 'n bietjie kans. Hy los hom, hy maak die lyn slap dat die vis nie enigstens daai trek voel nie en as hy dalk om 'n struktuur is, dan sal hy dalk begin uitswem. Maar dis nou een ding natuurlik van damme wat vol word. Nou terwyl ons in hierdie week alleen het die valdam opgekom van 23% na 30%. So hy het al 7% opgetel. Nou dit beteken baie keer dat daar die water in die strukture inkom. En dan kan sulke tipe goed gebeur. Nou 'n wenk vir julle, as dit sou gebeur en jy het vashakplek, is om 'n 10 pond lyn te hengel en 'n 7 pond hoeklyntjie. Haal die een hoekie af, hengel net een hoek, maar maak dit 'n 7 pond hoeklyn dat as jy vassit met 'n vis of sonder 'n vis, dan en jy trek net lekker hard, dan sal die hoeklyntjie breek en nie die lyn nie. 7 pond hoeklyn is meer as genoeg om 'n groot vis mee te speel. Ja, ek dink daai het ons nou gewen. Hy sit nou. Voel jy hom nog? Daar's head shakes. Dis al head shakes. Dis 'n krokodil of 'n Ja, is 'n kabeljou. ek wil hom nogals gaan uitswem, maar ek wil nie weet. Bang. Ons sal nie weet hoe diep is dit nie. En Ja, jy's gelukkig lekker lank. ek dink ek sal teen tot hier kom, maar ek Okay. kan nie. Nou kom ons doen dit. Okay, ouen gaan kyk of hy hom kan uitkry. Dis 'n mooi vis. Ek dink persoonlik is dalk 'n bietjie diep. Maar kom ons kyk wat hy kan regkry. Gelukkig is die water lekker warm. En
bietjie afgekoel vanaf daar baie water inkom, maar dit is nog steeds 'n goeie, ek skat 24, 25 grade. Dit is eintlik lekker warm. Ek probeer hom maar so hoog as moontlik hou. Ek dink daar waar die vis is. Ek sien my leader, so ek is nie gehak nie. Is dit? Ja, hy is baie groot. Okay. Julle sal ook sien sy skepnet wat hy nou daar so voor hom gegooi het, verdwyn nie onder die water nie, want hy hengel met 'n flout op die nek van die skepnet, sodat hy nie sink nie. So jy kan jou skepnet laat dryf langs jou, moet jy laat wegdryf nie. Al daar het hy nou gebreek. Hy het probeer toe iets geswem en hy het gebreek op die strop, so 10 pond lyn is regtig baie sterk. Kan nogals hard trek. Wel, jy het probeer, kom ons stap gou, ons kyk wat gebeur het. Ja, ek dink die onderste soveltjie daar. Ja, so daar, dit lyk asof daar 'n ander lyn betrokke was. Sien jy hoe plat is hy daar? Ek het niks gevoel nie, So dit kon dalk net op hy, net 'n ander lyn wat hy dalk gehak het en hom gesny het. Ag ja, Wel, jy het probeer, maar jy het hard getrek. Ek meen hierdie 10 pond lyn is sterker as mens dink. Ja nee, ek het baie hard getrek. Ja, wel jy het die skaglyn gebreek, so. Ja, en die skaglyn is sterker as die 10 pond. Ja, maar dit is omdat 'n ander lyn hom gesny het. Ja. Okay, gooi hom weer. Ek is altyd nuuskierig om te sien wat het hierdie tophengelaars in hulle kaste. Hoeveel het hulle in, hoeveel dips, hoeveel wat. So kom ons kyk gou wat het hierdie twee manne elkeen in hulle kaste. So ek het net 12 dips in my kas. Dis maar net die 12 waar ek mee in glo en wat vir my redelik sukses by die dam bring. Dis net stick to the basic dips. Dis maar net ons maar net pineapple, Duiwels Trek, FX, Gumtree, Lotie, al die go-to's. En dan ek het 8 floats. Ek het 'n mask, Bunspice, Duiwels Trek, bloekom, garlic en anise wat vir my by enige dam mooi werk. En dan vir my gery het ek dis my stroppe hierso. Ek het my polismanne, ek het my sinkers hierso als reg, ready to go as ek afbreek. En onderste laaitjie is my spoele waar ek alles reghou vir as ek afbreek en dan kan ek dit vinnig chop and change. In my battlebox het ek nie veel nie. Ek en my pa glo maar so min soos moontlik hê. Ek het 6 bulldips en 5 wel dis dieselfde ding, maar jy moet net een spuit en een is op dip. En ons glo maar as jy nie met hierdie goed 'n vis kan vang nie, kan jy nie in die dam nie. Ons het 6 floaties en dan 2 ekstra spoele vir die Altegras en 2 ekstra spoele vir die klein katrolle. En dan 'n spasie vir ons botteltjie van ons anise. En dan 'n klomp bakkies vir ons stroppe. En ons het ook 'n paar gate hierso binne vir ons ekstra sinkers en goed. Maar 'n mens kort nie veel in jou kas nie. So mense het jy 'n paar goed het wat jy in geloof het en wat werk in die dam. Dis al wat 'n mens nodig het. Kyk, hierdie visse. Daar is hy nou weg. Ek het nog geen Moeilikheid maak er daarmee een. Wat dink julle van hierdie sak vis van my? Ek het nie mooi gevang vandag nie. Kyk, enige ou kan mooi vang. As hy 2 SA kampioene het wat saamvang. Pragtige sak vis. Hulle het so, ek dink so tussen met die onderbreking seker 3 of 4 ure gehengel. So wel gedaan julle twee. Dankie. Okay, ek het gou vir julle 'n paar vrae. Eerste vraag. Wat is jou grootste leerpunt vir vandag? Een ding wat vir vandag jou belangrikste was. As jy nou môre 'n kompetisie moet hengel, wat sê jy maar? Dis maar net weer om te kyk die oggend, waar is die vis en net mooi dop hou. Ja. Kyk waar is die vis en vang op die kol. Yes. Hoe belangrik is die kol om die kol aan die gang te hou? Nee, dit is redelik belangrik, anders gaan die vis weg en dan is jou kol daarmee heen. So jy moet op kol kan vis. En nee, jou beste leerpunt vir vandag. Oom, as ek môre hier sou moes vang, oom, so ek definitief mieliegrys in my voer gesit, oom. Want dit gaan langer hou, die geelvis eet nie dit nie, oom. So, mens gaan deur die geelvis moet werk in die oggend. Ja. Tot 'n mens die marries en goed op jou kol kry. En daarna, sodra jy marries op jou kol kry, moet jy net oop ketels gaan tot die einde. Okay, al daar's hy. Maklik. Gooi kos, kry die muddies en die karpe op die kol. Jag die geelvis weg, werk deur hulle. Oop ketels, sit jou kop neer en vis.
Ja. Okay, vraagie vir jou vir laaste ene van die SA se kant af. Noem vir ons die 3 belangrikste dinge om tempo te hengel. Oom, jy moet altyd 'n ekstra strop reg hê, oom. Kleiner stroppe so die vis meer aggressief eet en jy moet die vis in winch. Hy moenie vir die vis tyd gee om teen jou te veg nie. Hy moet inkom. Okay, one time. Draai daai katrol uit 'n slinger vir 'n rede. As hy afkom, hoor hy nie oor die paar wat jy verloor nie. Nee, oom, maak meer tyd. Die wat jy wen meer tyd. Beste leerpunt van jou van die SA se. Moenie skaam wees om net met een hoekie te vis nie, want daai een hoekie hy kan jou baie tyd spaar. En om spaarstroppe reg te hê, meer as een as jy kan. En dan ja, moenie te bang wees om daai vis in te bring nie. As die vis anders hulle uitkom. Klink vir my na 'n redelike eenvoudige plan. So, that's it. Kom ons gee vir hierdie 2 SA kampioene 'n groot hande klap van julle kant af. Wel dan manne. Dankie. Okay, nou gaan ons sit vir 'n mooi foto.